Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons tyd saam in Matteus 28 vanaf vers 11 tot 20. Nou in hierdie laaste deel van die boek Matteus sien ons 'n openbaring van twee wêrelde. Die wêreld van leuns en vrees en die wêreld van waarheid, lewe en gehoorsaamheid. Ons sien hier hoe mense verskillend reageer op die waarheid dat Jesus opgestaan het uit die dood. Aan die een kant sien ons die wagte, die owerpriesters en die leiers van die volk. Hulle hoor die verslag en ooggetuienis van die Romeinse soldate wat die graf moes oppas. Hoe hulle getuig dat die graf oop is, die liggaam is weg en dat daar 'n bonatuurlike verskyning was. So hierdie owerpriesters weet presies wat gebeur het, maar kies om die waarheid toe te smeer. Omdat hulle harte verhard is teenoor die waarheid, kies hulle om te betaal vir 'n leuen. Hulle koop stilte en misleiding, deur vir die soldate groot som geld aan te bied om te jok oor dit wat gebeur het. Dan sien ons met hartseer hoe die soldate teen die waarheid draai en kies om eerder die geld te vat en die dwaase leuen te gaan versprei, dat sy disippels in die nag gekom en hom gesteel het terwyl hulle geslaap het. 'n Leuen wat nie regtig sin maak nie en wat hulle dwaasheid net weer bevestig, want as dit waar was dat die wagte geslaap het, sou hulle mos nie kon weet dat dit Jesus se disippels was wat sy liggaam gesteel het nie. En hoe het hulle nie wakker geword van die gewoel en die inspanning en die lawaai wat nodig was om die klip weg te rol en die liggaam weg te dra nie. En verder beteken dit ook dat al die soldate die streng wet van die Romeinse leer oortree het, wat wagte verbied het om te slaap. 'n Oortreding waarvoor die doodstraf gegee is. Jy sien, die probleem is nie altyd dat mense nie die waarheid ken nie. Soms wil hulle dit net nie hê nie, want die waarheid vra verandering. Dit vra 'n oorgawe wat mense nie bereid is om te gee nie. In vers 16 tot 20 sien ons die ander kant. Ons sien die hart van God en hoe sy disippels reageer op die waarheid, toe Jesus sy disippels ontmoet op die berg in Galilea, soos Jesus hulle beveel het. Daar sien hulle hom, lewend, opgestaan, triomfantlik, en kyk wat doen hulle. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Want sien in die teenwoordigheid van die opgestane Christus, kan mens nie anders as om hom te aanbid nie. Maar let ook op, dat hierdie disippels ook nie volmaakte manne was nie. Ongeag die feit dat Jesus lewendig voor hulle gestaan het, is daar sommiges van hulle wat getwyfel het. Nou wat 'n eerlike menslike oomblik. Selfs terwyl hulle hom sien, voel sommige nog onseker. Hierdie was nie ongeloof nie. Dis menslike aarzeling. Dis die stryd tussen wat hulle oë sien en wat hulle harte probeer begryp. Ek dink, almal het ook al so 'n oomblik in hulle lewe beleef, wat jy amper nie kan glo wat jy met jou oë sien nie voor jou nie. En kyk wat doen Jesus. Hy verwerp hulle nie. Hy gee nie op hulle nie. Hy kom nader en gee aan hulle die belangrikste opdrag in die geskiedenis, wanneer hy aan hulle sê, alle mag is aan my gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Kom ons gaan kyk stap vir stap wat hierdie opdrag vir ons sê. Eerstens sien ons dat hierdie opdrag gegee word in die lig van Jesus se mag en sy gesag. Hierdie is 'n gesagvolle bevel. Dis nie 'n voorstel nie. Omdat Jesus hierdie gesag het, kan hy stuur wie hy wil om te doen wat hy wil. Dit is sy gesag wat ons stuur, sy gesag wat ons lei en sy mag en gesag wat ons bemagtig om hierdie opdrag te kan uitvoer. Tweedens sien ons dat Jesus se bevel is nie net om bekeerlinge te maak of mense te laat glo nie,
maar om disippels te maak. Volgelinge wat leer en gehoorsaam. Ons sien ook dat hierdie opdrag universeel is. Dit is vir alle nasies, nie net vir Israel nie. Derdens, gee Jesus opdrag dat hierdie disippels gedoop moet word, in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Nou met hierdie woorde beklemtoon Jesus die drie eenigheid van God. Die disippels word nie net in een van die name gedoop nie, maar in die een naam wat die drie persone van die Godheid insluit. Jy sien, doop simboliseer dat jy as disipel jou lewe oorgegee het aan Jesus. Dit simboliseer ook reiniging en vereniging met Christus in sy dood en opstanding. Dan sê Jesus, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Jy sien, die opdrag is nie net om te leer nie, maar om mense te leer om te onderhou, om te leef volgens alles wat Jesus beveel het. Disipelskap is nie net kennis nie, maar 'n lewe van gehoorsame navolging. Jesus sluit dan sy opdrag af met 'n belofte van sy voortdurende teenwoordigheid, nie net vir die apostels nie, maar die belofte is ook vir my en jou vandag. Hy stuur hulle en ook vir ons nie alleen uit nie. Hy is altyd by ons, tot die einde. Daar is nie 'n dag wat ons sal leef sonder sy teenwoordigheid nie. Daar is geen pad wat jy alleen hoef te loop nie. Hy is altyd daar. My gebed is dat elke een van ons sal kies om nie die pad van vrees en leuns te stap nie, maar dat ons as disippels die pad van geloof en aanbidding en gehoorsaamheid sal stap. Want Christus leef en hy roep ons, selfs met ons twyfel, om die wêreld te gaan verander. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.